Goeiemôre, julle pragtige mense hier op die 28ste van die 8ste, Vrydagoggend 2026 en welkom by nog 'n video uitsending van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. En ons gaan aan met die fondasie vanoggend om verder meer met julle te gesels oor hoe die Federale Alliansie daar gaan uitsien, met hier en daar 'n verandering natuurlik, wanneer ons uiteindelik by mekaar kan kom as 'n raad en al hierdie goed kan bespreek, dit deurwerk, finaliseer en presies weet waar ons staan wat al hierdie dinge aanbetref. So by so sal op ons raad op hierdie huidige stadium sal daar seker twee veranderings kom, want een van die persone op die raad is natuurlik deel, wel dalk 3 veranderings, want een van die persone op die raad is ook die leier van die United Cape States. Manny, goeiemôre, Andrew, goeiemôre. En so hy het ander verantwoordelikhede en dan is daar nog 'n ander man op die raad wat finaal vir ons moet sê dat of hy is deel of nie. Ons gee vir hom die geleentheid om sy tyd te vat en sy dinge te doen, totdat dit nou tyd is vir ons almal om saam dinge te doen, jy weet. So dit is waar ons nou is. Ons gaan aan met die fondasie vandag. Dit is baie belangrik dat ons die woord daar uitkry, en dit is julle verantwoordelikheid. Dit is my verantwoordelikheid en julle verantwoordelikheid. Ek plaas dit op 9 groepe, tussen 8 en 9 groepe, afhangende wat 'n groepe opkom, nadat ek die video klaar gemaak het en weer gelaai het, of deur die dag of die volgende oggend, dan plaas ek dit op verskillende groepe, en ek plaas dit op YouTube, maar dit is julle verantwoordelikheid wat luister en wat glo en wat saam met my staan om hierdie goeders te versprei. Ek het so 'n paar dae terug met 'n man gesels wat definitief dit doen. Jy weet, hy praat met die regte mense, hy sê die regte goed, en hy glo in wat ons doen, en dis baie, baie goed. Dis baie, baie goed. Op hierdie stadium kan ek ook sê, daar's 'n buitekans, op hierdie stadium, is 'n redelike buitekans, maar daar's 'n buitekans dat ons, ek weet, oor 'n kort rukkie dalk die fondse gaan neem te doen wat ons moet doen. Dis so 'n buitekans. So, ons wag vir dokumentasie wat dit aanbetref, en dan as ons daardeur gewerk het en is 'n moontlikheid, en dan vat ons dit verder. So, dit gesê, 'n bietjie koffie vanoggend, om die dinge aan die gang te kry. Daar is hy. Goed, Jan, goeiemôre, wat sê jy? So ons is nou hierso om en by plus minus hierso in hoofstuk 6, as ek nou mooi onthou van Woensdag tot Vrydag toe. En ons kyk na die uitbreiding van die alliansie. Die Federale Alliansie is ontwerp om oop eerder as eksklusief te wees. Ons wil oop wees eerder as eksklusief. Ek het met 'n Afrika ou gepraat wat vir my gevra het, maar wat van Mosambiek? Hoe kan Mosambiek inkom? Dus ek, dis die mense se keuse. Hulle behou hulle status as 'n soewereine staat, maar dan breek ons die land op in hulle verskillende nasies. Ons kyk hoe hulle nasies lyk, ons stig 'n hele taakspan wat kan kyk hoe lyk daardie nasies se daai land se opset, né? Hoe lyk dit? Hoeveel nasies het hulle? Ons is die enigste land diskant van Namibië wat so baie nasies verteenwoordig in een land. Namibië het ook baie nasies. Verskillende nasies. Né? Herero, Okavango, amper sê ek Okavango. Herero, Kavango, Oshiwambo. Damara Nama. Die Rehoboth Busters. En hulle is baie trots om te sê hulle is Busters. Hulle het nie 'n probleem daarmee nie. Natuurlik die wit gedeelte van Namibië ook. So daar, en die Duitsers. Daar is 'n klomp groeperings. Alhoewel ou sal sê dat die Kaukasiese gedeelte en die Duitsers sal saamwerk. Hulle sal nie 'n aparte staatjie wil hê in Namibië nie. Ek glo nie dit nie. Namibië is in elk geval nie so uitgelê om dit te kan doen nie. Behalwe in die noorde van Namibië kan jy dit doen. In die suide van Namibië kan jy 'n gedeelte gee vir die Nama. En ook maar net 'n gedeelte, jy weet. In elk geval,
So ons is ontwerp om oop eerder as eksklusief te wees, né? Ons het ons nog gesê, die dinge wat hulle moet doen, en ek gaan gou weer deur dit gaan. Ander soewereine nasies kan vrywillige aansoek doen om by die alliansie aan te sluit, mits hulle die grondwetlike beginsels van die alliansie aanvaar. Dis die eerste belangrike ding. Grondwetlike instellings daarstel wat versoenbaar is met die federale raamwerk. Die soewereiniteit van ander lidstate respekteer. Hulle verbind tot vreedsame samewerking en wederwysige verdediging. Die grondwetlike regte wat deur die alliansie gewaarborg word, handhaaf. Kan julle dink die groot kusgebied wat ons sal hê as ons byvoorbeeld Namibië en Mosambiek inlyf, en die groot kusgebied wat ons sal moet beskerm? Kan julle sien hoe hierdie ding kan 'n sneeubal effek hê? Absoluut 'n sneeubal effek. Die een Malawi koning het aangesluit by die Peace Commissioners groepering, en dis baie goed. Ek het gisterand 'n oproep gehad van een van die boereleiers. Hy sal my seker vandag kontak. Ek het hom net dalk te laat teruggebel gisterand, maar ek glo hy gaan my vandag terugbel. En sy woorde was, ons moet nou tot die volgende stap oorgaan. Dit was sy woorde. So ek moet nou kyk, wat is sy volgende stap? Sien? So die goed begin gebeur, stadig maar seker, soos wat dit moet, soos wat die Here wil, né? Toelating blus nie soewereiniteit uit nie. Lidmaatskap versterk deur samewerking, né? Ons wil nog steeds teen Namibië en Zimbabwe cricket speel. Ons wil nog steeds teen hulle rugby speel, en ons wil hulle sommer betrek by die Karibeker ook, sodat hulle spanne kan sterk word. Ons wil dit doen. Ons wil seker maak dat hulle sport ook groei. Dit is die doel van die alliansie, is om seker te maak dat elke staat op die gelyke vlak, goeiemôre Rudy, elke staat groei op die gelyke vlak saam. Dit is die hele doel, dis die uitgangspunt. Kan julle dit indink as ons die regte ding doen? Sien julle al die prentjie? Ek bedoel, na hoeveel jaar behoort ons nou al 'n prentjie te kan sien van hoe hierdie ding gaan werk. Nee, ons praat van nadat ons ingekom het. Hoe dit gaan werk. Voor die tyd is daar nog 'n paar botsings wat moet plaasvind, maar dit is hoe dit is. Ons het basies 12 grondwetlike pilare, dit kan verander, maar hier is die eerste klomp wat daar gestel is. Elke hoofstuk in elke bundel sal een van hierdie pilare beskryf. Die eerste voorstelle is, punt nommer 1, God en die morele orde. Dis belangrik. Eerste belangrik. God en die morele orde. Eerste belangrik. Daar is nie eens twee stories nie. Op die een boereadviesraad groepering het ons ou afgegooi wat 'n ateïs is. Ons kort nie sulke mense in ons groeperings nie. Stel goeiemôre. Ons kort mense wat glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees. En dis die ding van daardie tipe teologie. God die Seun, Vader en Heilige Gees. Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe weet ons daardie teologie is waarheid? Baie eenvoudig, deur die kragwerking van die Heilige Gees. As daar kragwerking van die Heilige Gees in jou gemeente is, dan is jy op die regte plek. Dis eenvoudig soos dit. Kragwerking deur sy Gees. Mense wat profeteer, mense wat in tale praat, genesings wat plaasvind, groot geloof is seker goed. You name it, né? Spontane aanbidding, daai tipe van dinge. So God en die morele orde is eerste belangrik. Dan punt nommer 2 is die grondwet. Dan die alliansie. Dan die soewereine staat, die koning, die burger, die gesin en geregtigheid. Rentmeesterskap van grond en hulpbronne, sekuriteit en vrede, ekonomiese rentmeesterskap, toekomstige geslagte. Ons kan nie hierdie ding bou as ons nie die toekomstige geslagte ook in ag neem nie. So hier is die 12 pilare wat ek gou vinnig deurgewerk het. Die federale alliansie ontwerp beginsels. Ons kan dalk 'n ander beter Afrikaanse naam kry vir dit. Dit sal so ongeveer 20 ononderhandelbare ek praat Engels en Afrikaans en dan kry ek nie die regte Afrikaanse woorde uit nie, in my spraak nie.
Dit sal ongeveer 20 ononderhandelbare beginsels bevat, waarvan elke toekomstige grondwetlike artikel, regeringsprosedure, tribunale reël, ministerie en beleid moet voldoen. Hier is 'n voorbeeld. Hier is 'n voorbeeld wat 10 punte lank is. Luister gou na hierdie een. Punt nommer 1, die grondwet is opperste oor elke ampt en instelling. Natuurlik God die Vader en die morele wet, maar nou praat ons 'n bietjie staatsgewys. Die alliansie bestaan om sy lidmaatstate te koördineer, nie te oorheers nie. Elke staat behou sy grondwetlike identiteit binne die alliansie. Die koning beskerm die staat, of soos in die boere se geval, of die premier of staatspresident. Dan punt 5, as daar konings is, die staatspresident administreer die regering. Nou weer eens, as die boere besluit hulle wil 'n staatspresident hê, dan kan ons sê, okay, goed, die ouens wat julle regering administreer is dan die premier en die visiepremier, of ons kan 'n nuwe woord maak, 'n staatspresident. Dit maak mos nie saak nie. Ons kan 'n nuwe titel daar beskryf, want dit gaan nie oor titel nie, dit gaan oor die uitvoering van die ampt. Die federale president beskerm die alliansie. Geregtigheid is onafhanklik van politieke administrasie. Openbare ampt is 'n trust wat uitgeoefen word tot voordeel van die mense. Grond- en natuurlike hulpbronne word in rentmeesterskap gehou vir die mense. Geen instelling mag magte uitoefen buite die wat deur die grondwet verleen word nie. Goed, kom ons kyk na 'n paar werkende grondwetlike aannames, dit sê ons dit hersien. Natuurlik, nee, daar's nog groot hersiening wat moet plaasvind, maar wat ek vir julle gee is die fondasie op hierdie stadium van al hierdie goed. Die alliansie is 'n grondwetlike alliansie van soewereine state, nie 'n unitêre nasie-staat nie, soos wat ons nou weet nie. Die grondwet is opperste oor elke instelling en ampt. Die grondwetlike filosofie is uitdruklik Christen of Christelik. Uitdruklik. Ek gaan myself dalk baie herhaal wat hierdie ding aanbetref. Maar dit is 'n feit soos 'n koei, dat die ander gelowe van die wêreld is totaal en al vals. Daar is studie op studie gedoen. En die ander gelowe van die wêreld is vals. Daar is ooggetuies, beskrywings, geskrifte, selfs van Pontius Pilatus, aan die Senaat van Rome. Daar is disippels wat gemaak is na die eerste klomp apostels, ooggetuies, argeologiese opgrawings, wat duidelik wys dat die kruisiging van Jesus Christus plaasgevind het en dat hy opgestaan het uit die dode uit. Daar's oorgenoeg bewyse. So die filosofie is uitdruklik Christelik. Klaar. Privaat geloof bly 'n saak van persoonlike gewete binne die huis en privaat lewe. Regering word gevoer volgens die grondwetlike filosofie eerder as individuele amptdraers se persoonlike oortuigings. Jy kan glo in wie jy wil. Ons gaan nie vir jou sê in wie jy moet glo nie, en watter God jy moet dien nie. Dit sal nie gebeur nie. Maar as jy nie van die Christelike oortuiging is nie, dan hou jy jou geloof privaat en in jou eie huis. Dit is so eenvoudig soos dit. Net 'n voorbeeld. As jou geloof 'n teerpunt of 'n seerpunt is in 'n Christelike samelewing, dan word jou tempels afgebreek. Verkoop vir pakhuise. Jou afgode word afgebreek en verbrysel. Jou hoë plekke word omgegooi.
En as ons jou ondergrond moet dryf, dan dryf ons jou ondergrond en ons wis jou sommer uit ook op dieselfde tyd. As jy aangaan met jou drek. Soos byvoorbeeld satanisme. Nee. Daai is nie eens 'n godsdienst nie, man. Dis 'n afskuwelike perversing van wat God kom doen het. Goed. Konings is die grondwetlike hoofde en beskermers van hulle onderskeie state, weer eens, in die boerstaat sit 'n bietjie anders, alhoewel ek gesê het op die een video, die boere kan 'n koning hê. Staatspresidente en staatsvisiepresidente word demokraties verkies om regering te administreer. As ons sê Pieter, wat sê? Pieter, jy was lanklaas op. Hoe gaan dit? Ek onthou mense se gesigte. Staatspresidente, ons sê hulle word demokraties verkies, wat ons daarby bedoel is baie maklik, jy het 'n staat, daar's 5 miljoen mense in die staat hou 'n referendum, en daai 5 miljoen mense kies die staatspresident. Daai 5 miljoen mense kies die minister van verdediging. Daai staatspresident kies die minister van finansies. Daai staat, die mense van daai staat. Daai 5 miljoen mense breek nie op in groeperings nie. Ons is politieke party A, ons is politieke party B, ons is niks sulke gemors nie. Jy kies die mense wie jy wil hê moet oor jou regeer. En as die meeste stemme aanvaarbaar is vir 'n sekere persoon, dan is dit so. In ander woorde, as jy wil hê jou oupa moet die minister van verdediging wees, dan stel jy hom voor, jy stel hom bekend. Jy ry rond deur die staat, dat hy toesprake maak, en dat hy vir die mense wys hoekom is hy die regte ou vir die job. En dan besluit die mense, sy naam kom op 'n referendumsbriefie, stembriefie, en die mense besluit. En as daar minder as 50% is van die mense wat stem, dan stel die federale alliansie 'n minister van verdediging aan. Want julle kan nie besluit nie. Dan stel ons eie ene aan. Verstaan julle hoe dit werk? Goeiemôre Juliana. Dis hoe dit werk. Ons stel dan ons eie mense aan. As die staat nie kan konsensus kry nie, dan stel ons eie mense aan. As 2 gelyke stemme kry, 50%, of daar's 3 wat 33, dan stem hulle weer. En die ou met die meeste stemme is die ou wat ingaan, hy kry die job, klaar. Maar dit beteken nie die ou wat tweede gekom het, kry nie 'n werk nie, want die mense hou van hom. So die ou wat tweede gekom het, maak jy dan die visie minister. Dan is almal mos gelukkig. Sien julle die prentjie? 'n Verkiesing word gehou. 2 name staan uit. Die een kry, kom ons sê 48% en die ander een kry 45%. Die 48%er, hy is die minister van verdediging. Die 45%er, hy is die visieminister van verdediging. Sien jy hoe maklik is dit? Ons kompliseer te veel goed in ons lewens, in plaas daarvan om dinge maklik te maak. Ons is die hele tyd uitkyk op oorlog, in plaas daarvan om gesonde lewe te hê. Die federale president beskerm die alliansie en hou toesig oor die grondwetlike orde eerder as om elke staat direk te regeer. Daar is nie tyd om... Kyk na die chaos hier bokant ons. Dis een kommissie na die ander. Dis net in elk geval om julle besig te hou. Dis een kommissie na die ander. Nou November maand gaan dit chaos wees. Wanneer die verkiesings plaasvind. Hou dop, dit gaan chaos wees. En dan moet ons kyk hoe lyk die gemors wat daar uitkom. Maar laat die gemors aangaan, ons gaan aan met ons eie goed. Die Raad van 20
bestaan uit die 10 stigtings federale lede plus 1 verteenwoordiger wat deur elke koning uit elke deelnemende staat aangestel word. Ek het al hierdie goed behandel. Geskille tussen 'n koning en 'n staatsregering word deur die federale alliansie onder die grondwet opgelos. Met ander woorde, daar's nou 'n koning en hy is die beskermer en nou is daar 'n staatspresident wat die regerende gesag moet wees. Die staatspresident en die koning bots, hulle stamp koppe. Nou kry ons hulle in en die federale alliansie se verteenwoordiger luister na albei partye en sorteer die probleem uit. Alright. Verwydering van verkose regerings, soos ek gesê het, geskied deur grondwetlike referendum, eerder as deur koninklike afdanking. Jy kan nie 'n koning net afdank nie. Alright. Die grondwet van die staat bepaal hoe die dinge loop. Grond behoort aan die mense onder die gemeenereg beginsels, regerings administreer, maar besit dit nie. Grond word geadministreer, maar die regering besit nie die grond nie. Die regering besit nie die minerale regte nie. Die regering administreer dit. Die stig van myne, die ontginning van die goed, die oprigting van fabrieke, die gee van werk, die verkope van die grondstowwe. Né? En dan die uitbetalings aan die mense. Want elkeen kry 'n happie. Al is dit 'n R10 elke maand ekstra. Of in ons geval, kreerkroon. En alles is 10 kreerkrone elke maand ekstra in jou rekening. Dis joune. Dit kom uit jou grondgebied uit. Soos wat Vader vir jou vasgestel het. Want Vader is die een wat die gebiede vir ons vasgestel het. En ons weet wat is die boere se grond, ons weet. En dis nie 'n klein stukkie grond nie. Dis grond wat leeg was toe ons hier aangekom het. Maar dit op 'n ander dag. Miskien sal ek weer eendag net deur al die kaarte weer gaan en vir julle wys. Belasting word deur die Federale Raad onder grondwetlike gesag bepaal. Vredesbewaring word georganiseer as 'n peacekeeping force. Vredesmag met federale standaarde. Geregtigheid is bedoel om onafhanklik van staatsadministrasie te wees deur 'n People's Tribunal, die mense tribunaal of die gemene wet tribunaal stelsel geïnspireer deur, dat ek nou net gesê, gemene regbeginsels. Alliansie is 'n verkose fundamentele term eerder as verbond, né? Ons praat van alliansie. Die logiese volgende idee nou is om die soewereine state te begin ontwerp. Dit sal insluit die grondwetlike identiteit van die staat, die magte en pligte van 'n koning, die magte en pligte van die verkose staatsregering, die gemene wet tribunaalstelsel, die vredesmagstelsel en die verhouding tussen staat en federale alliansie. Dit is 'n belangrike gedeelte daai, wat ook lekker deurgetrap moet word. Dan kom ons uiteindelik by die konstitusionele kommissie of die meeste grondwetlike bloudruk. So hier is 'n paar Afrikaanse woorde hier wat ek weer gaan na kyk. So, kom ons kyk gou 'n bietjie wat het ek hierso gesit as 'n definisie. Die grondwetlike bloudruk is die meester argitektoniese spesifikasie van die Federale Alliansie van Suid-Afrika. Die meester bloudruk. Dit definieer elke grondwetlike instelling, elke verhouding tussen daardie instellings en elke vloei van grondwetlike gesag voordat grondwetlike artikels opgestel word. Die bloudruk is nie die wet nie. Dit is net die argitektoniese ontwerp daarvan, waaruit die grondwet, die regeringskode en administratiewe handleidings ontwikkel word. Die grondwetlike hiërargie, dit is waar alles begin. En dit begin met God. God die Vader, Seun en Heilige Gees.
die Christelike grondwetlike filosofie, die federale grondwet, die federale alliansie, die soewereine state, tradisionele instellings, staatsregerings, munisipale gemeenskappe, gesinne, burgers, alles hieronder ontleen gesag aan die grondwet, alles hierbo verskaf die doel. Ons het al reeds deur die grondwetlike pilare gegaan, maar nou kan ons net 'n bietjie in detail daarna kyk. Kom ons sê God en die morele orde, wat is die doel daarvan? Definieer die morele filosofie van die alliansie, uitsette, voorwoord, grondwetlike filosofie, stigtingsbeginsels. En so het elke pilaar sy eie semi-hoofies, soos ek dit hier opgestel het. Ek gaan nou nie deur elkeen gaan nie. Of kom ons vat maar hierdie ene, die vredesmag, verdediging, burgerlike beskerming, noodreaksie en nasionale sekuriteit, of in ons geval, federale sekuriteit. So dit is wat alles onder dit val. So onder elke pilaar hierso is daar nou, wil jy wat sê, Barries? Onder elke pilaar hierso is daar sekere fasette en daardie fasette moet omskryf word. Ek dink ek het dit al geomskryf in die fondasie nommer 2, Marx. En dan moet ons die instellings definieer, né? Instelling nommer 1 is die grondwet. Die doel van die grondwet is natuurlik die opperste regeringsgesag, die verantwoordbaarheid daarteenoor God, die regering, almal en sovoorts. So het elke instelling nommer 2 is die federale alliansie, instelling nommer 3 is die federale president, nommer 4 is die raad van 20, nommer 5 is die soewereine staat, 6 is die koning, 7 is die staatspresident, 8 is die gemeenewet tribunaal, en dan het ons 9 is die vredesmag, 10 is die munisipale gemeenskappe, en so kan ons deur dit gaan. So dit is die basiese fondasie of bladsy nommer 25. Fondasie nommer 1. Fondasie nommer 1, dit is waar ons staan. Barries, Pieter, dames, het julle enige vrae op hierdie stadium? Dis amper soos 'n koshuis, of hoe sê hulle, soos 'n skoolklaskamer. Is daar enige vrae? Of net na 'n studie of 'n ding wat gehou word. Daar is baie vrae. En wat ek agtergekom het is dat die meeste mense van vandag, die vrae wat hulle het is gewoonlik rondom die politieke situasie. En nie dit wat kan plaasvind nie. Of nie dit wat ons wil hê moet gebeur nie. Dis meer van, wat dink jy van die Madlanga kommissie, of wat dink jy van dit, of wat dink jy van dat, ek dink flippe niks van daai goed nie, man. Ek stel nie belang in daai goed nie. Dis maar net 'n simptoom van die siekte wat in ons land is. Politiek is 'n spel. Dis speletjies wat gespeel word. En ons kan sien hoe die speletjies gespeel word in dorpe soos Kleinfontein en selfs in Oranje. Oranje is 'n speelbal vir Afrika op hierdie stadium. En al wat die mense van Oranje sê is, kom kyk wat ons hier doen. Ons het nie probleme nie, ons wil net ons eie kultuur hier opbou. Is dit nie waar nie? Ons wil ons eie kultuur hier opbou en dis wat ons wil doen in die boerstaat. Die boerstaat moet hulle eie kultuur opbou. Elke staat moet sy eie kultuur opbou. Ons het nou begin byvoorbeeld aanvaar wanneer die Springbokke rugby speel. Nee. Dan draf hy 3 Zulu manne daar uit. Daai ouens is in die gym want hulle is nou die ikone. Ons het dit gaan aanvaar. Maar dit is 'n prentjie van wat kan wees. Dis 'n prentjie van wat kan wees. Ek wag vir die dag wanneer ons weer kan
in staatsgewys masseer, die boervlag wat wapper en die boersoldate wat mooi masseer, en agter hulle kom die impi van die Zulu, en agter hulle kom die impi van die Xhosa, en agter hulle die impi van die Venda, en hulle masseer ingelid, elkeen met hulle eie kleure, en hulle eie vlae, en dit spreek van nasie trots, in hulle eie nasie trots, om vorentoe te gaan. En ons hou intersport, né? Vendaland speel rugby teen Xhosaland, of sokker. En uit daardie groeperings uitkom die groot sokker, kom ons sê, spanne, word dan uit hulle uitgebore. En dan kry ons 'n federale sokkerspan wat die beste in die wêreld kan aandurf. Ek dink dit sal flippend great wees, man. Nou het ons byvoorbeeld die Pumas en die Griffins en die Griquas en al hierdie verskillende kleiner groeperings rugby spanne wat eintlik groter kan wees, want hulle is deel in alles in 'n staat. Julle moet my nou reghelp. Ek kyk nie laag 2 of laag 3 rugby nie, maar waar is die Pumas is mos daar by Port Elizabeth se kant, as ek reg? Is die Pumas nie daar nie? Port Elizabeth se wêreld, as ek nou reg onthou. Nou kan jy imagine dis nie net die Puma groepering nie, dis die hele staat wat rugby spelers voorsien. Dis nie net 'n stad nie. Dis nie net 'n stad en 'n paar dorpe en 'n paar boere wat besluit hulle wil speel vir die Pumas nie. Jy het 'n hele staat ouens wat klub rugby begin speel, wat klub sokker begin speel, wat klub cricket begin speel. En voor jy oë uitvee, het jy ouens wat absoluut die beste in die wêreld is. Vat byvoorbeeld, net as 'n voorbeeld, Amerikaanse baseball, wat ons speel dit nie. Die kans dat ons gaan speel is 0. Maar ons speel dit nie, maar kyk na die Amerikaners. Hulle speel baseball van skool af. Hulle het dorps baseballspanne en hulle het klubs en hulle staat se baseballspanne. En dan kompeteer die state teen mekaar. En die weermag kompeteer teen die vloot. En die vloot teen die lugmag en die lugmag teen die weermag. En dan het hulle nasionale baseballspan. Jan sê Nelspruit, Oos-Transvaal is die Pumas. OK, great. Oos-Transvaal, Nelspruit, daai kant, OK, goed. Met ander woorde, ja, ek kon nou nie uit my beerd uitpraat nie, maar Nelspruit kan dalk val. Hoe het ek daai ding uitgewerk? Ek dink Nelspruit is nog deel van die stroom van die boerstaat. Maar hy val daar langs Swaziland in die Kangwane gebied. En daai gebied is Swazi. Dit behoort aan die Swazis. So as jy nou na daai area kyk, is dit of die Swazi, of die Boer, of die Tsonga, die Ndebele of Tsonga staat. Ja, Oos-Transvaal. So, hulle kan dalk eindig in 'n ander staat. Is hulle keuse natuurlik. So, al hierdie goed, né? Al hierdie goed. En soos ek gesê het in die begin van die video, daar is op hierdie stadium, dis 'n buitekans. Ons wag nou vir die dokumente. Maar daar's 'n buitekans dat ons kan die fondse kry vir die vergaderings. Daar's 'n buitekans. 2 ouens het nou met my gesels, die een ou so goed, daai kite kan nie heeltemal vlieg nie.
tensy daar 'n skuiwergat is waarvan ons nie weet nie. En die tweede ou wag ons nou vir dokumente. En daardie dokumentasie gaan ek voorlê aan ambassadeur Henry McCarter en Dr. Sean Stewart, want hulle kan vir ons die fondse genereer om daardie fondse los te maak. Dit is so 'n hele rigmarole wat daaromtrent. Ons sal kyk hoe dit gaan. Ons sal kyk hoe dit gaan, maar ons wag nou net vir dit. Ek behoort dit binnekort te hê. So ons kyk hoe die dinge loop, nee. Ons kap aan, man. Hoekom kap ons aan? Hoekom kap ons aan? Want ons is vryburgers. Dan boere Afrikaners, Engelsmanne. Then we are the English, the Irish, and the Scottish, and Wales. Don't forget Wales. En dan is ons Portugese en Spaanse mense, en daar selfs Libanese in ons land, en daar is Zulu, en Xhosa, en Venda, en Pedi. Natuurlik met die kleiner groeperings, ou kan nou nie 'n Ierse staat begin hier in Suid-Afrika nie, want daar is nie genoeg Ire nie. En jy kan nie 'n Portugese staat begin nie, want daar is nie genoeg Portugese nie. Maar dit is wie ons is. Ons is 'n nasie van nasies. En ons moet leer om mekaar te respekteer in ons eie grondgebied en saam te werk om 'n sukses te maak van iets wat absoluut 'n juweel kan wees hier aan die suidpunt van Afrika. Thank you, Andrew. And I really hope that the Springboks win the second one, because the first one was a disaster. Well, for 50, 60 minutes, we smashed them, and then we couldn't finish it. So kom ons kyk na die tweede game môre. Julle moet 'n lekker naweek hê. Onthou hierdie een ding, saam met God maak eendrag mag. Met God maak eendrag mag. Daar's nie 'n ander manier nie. Alles wat mooi is vir julle, hoor.